As ek so maak, sy regterhand, dan sê jy, yes Lord. Dan sê jy hierso. You understand? Yes Lord. As ek so maak, dan sê jy, thank you Lord. Linkerhand. Julle ken die verskil tussen regs en links nie. Ek praat nou met die dames. Okay, Yes, Lord. Thank you, Lord. En as ek so maak, amen. Alright. Yes Lord, thank you Lord, amen. Right, kom ons gaan. Okay, so nou, hierdie groep hierso, julle bemoedig mekaar, okay. Alright, so as ek so maak, dan weet jy, wat sê jy? Hierdie groep hierso laat saam, nee? Maar allemaal op dieselfde tyd, okay. En julle daar agter, die stoute kinders in die klas wat agter sit, julle gaan ook saam speel, nee? Happiness. Right, kom ons gaan. Ek is opgewonde, is jy vanaand opgewonde? Right, luister mooi, kom ons begin. Luister mooi. Jy kan maar sit, maar jy moet nie slaap nie. Praat met jou gesels, hier is Lord. En ek is opgewonde wat die Here gaan doen in 2019. Right. Luister mooi na hierdie stukkie. Hy sê, for the Christians who accepted Jesus Christ as Savior, there is that knowing fact that Jesus is always present through the presence of the Holy Spirit. Amen. Dis 'n bietjie stadig. Okay. Met die klas compleet. Alright. For the Christian who has accepted Jesus Christ as Savior, there is that knowing fact that Jesus is always present through the presence of the Holy Spirit. Waarvoor die Heilige Gees? Hierso. This is with those who have accepted Christ. It's a knowing to know that Jesus Christ is always present through the indwelling of the Holy Spirit. Amen. For the disciples of old, they experienced Christ physically and spiritually. Yes, Lord. So Christ was there. He walked with them every day. Hoe kyk jy dit gewees het vir jou en vir my as Jesus fisies hier was, fisies. Maar hy is nie so. Wie sê hy is nie so? Amen. Hy is hier so wat hy sê wat? Hy sê, when two or more are gathered in my name. Dis die opgewondenheid. Luister verder. The Spirit of God enable us to walk with Him and Him with us all the way. Luister weer. The Spirit of God enable us to walk with Him and Him with us all the way. Amen. Is dit 'n amen in jou lewe vanaand? Is jy vanaand in hierdie vertrek of is jy so afgetrek deur hierdie wêreld? Wat jy worry oor wat gaan gebeur in die politiek, jy gaan worry oor die retrenchment brief, jy gaan worry oor die verdeekspel. Waar is jy op 'n plek van amen, very big heart, you are in charge. Waar is jy vanaand? Ons het alles om so dankbaar te wees, want ons het Christus. Psalm 130 vers 4. Wat jou lewe verlos van die verderf. Wat jou kroon, listen, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartigheid. Is dit mooi? Wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartigheid. Luister nog so na die laaste paragraaf. En maar even jou vanaand, ek wil self check. Check gou van jouself, ek gaan vir iets voorlees. Check yourself. Through a living faith, we are assured of the abiding presence of the Lord Jesus. Dit is die weer vir jou. Through a living faith, we are assured of the
the abiding presence of the Lord Jesus. Deur 'n geloof wat lewe, is ons daarvan verseker dat 'n abiding presence, 'n alomteenwoordige teenwoordigheid van ons Lord, van ons Here Jesus. Is dit 'n amen of is dit nie 'n amen? Is jy op daai plek vanaand, waar jy die teenwoordigheid van God voel? Is jy op daai plek vanaand, waar jy miskien sê, Here, ek is nie daar. Here, ek voel, ek is nie daar. Ek voel nie, dat die dinge druk my, die dinge wat daar gebeur, het 'n impak hier op my wêreld. Ek wil hê dat die maatjie langs jou te draai. Ek het vir gesê, ons gaan mekaar bedien vanaand. Ek wil hê dat die ouetjie langs jou draai, en vir die volgende woorde vir die mensie langs jou sê. Lord, there is forgiveness with thee. Lord, there is forgiveness with thee. Amen. Lord, there is forgiveness with thee. En miskien waar jy vanaand sit, het daar iets gebeur, wat jou Christenskap so getrek het soos 'n broekrek, en het daar gestek. En nou voel jy vanaand, ek het gevind. Ek het miskien my spreekwoordelike toys in die pot gegooi. Ek het die kind net die badwater uitgesmyt. As jy vanaand so voel, geef die Here 'n lekker hande klap. Geef hom 'n lekker hande klap. Geef hom 'n lekker hande klap. Jy weet wat? Ek wil jou vanaand bemoedig, want hy sê, hy is de dag en is daarna dat ons niks is. And He is God who we are creation. He is the Creator. Maar ek kom en sê, weet jy wat? Ek verstaan. Ek verstaan vanaand. Sê weer vir jou die langs jou. Lord, there is forgiveness with thee. There is forgiveness with thee. Ek wil vir jou naam vra, glo jy dit? Glo jy dit? Glo jy dit? Yes, Lord. Yes, Lord. Ja, jy het al vergeet, nee. Ek weet jy nie ervan. Thank you, Lord. Amen. Glo jy dit? Do I believe in this? Okay, I know. Dis in die klas. Mooi werk. Yes, Lord. Do I believe this? Let's say this. Kyk na die ouetjie langs jou. Ek het gesê ons gaan mekaar bedien vanaand. Wie gaan nie kom sit en luister na my en gaan en wonder wanneer begin Dallas nie. Begin te Dallas. Dis hier. Sê vir die ouetjie langs jou. The word of the Lord is powerful and living. The word of the Lord is powerful and living. You don't say that out? Amen. Amen. Lord, there is forgiveness with thee. Yes, Lord. Thank you, Lord. Amen. Right. Let me tell you something. Let me tell you something. Ek gaan nou vir iets sê wat jy nie meer spesifiek nie. En die bietjie wat ons nou gepraat het oor die magtige God, die skepper van die hemel en aarde, wat sy seun gegee het, wat aan die kruis gesterf het en opgestaan, en die bietjie wat die volgende het met jou gebeur, die traantjies wat geloop het, die volgende het met jou gebeur, without you even knowing this, hope is rising in you. Sê vir jou maatjie, hope is rising in me. Hope is rising in me. En dan gee ons vir die Here wat? Amen. Hope is rising in me. Want ons het hier die vakansie gegaan, ons is allemaal broken, ons is alles geld niet gegeen, ons weet nie hoe gaan ons op die einde van die maand kom nie, but hope is rising in me. En ons weet nie waar gaan ons voorskrifte gekoos nie, but hope is rising in me. Amen. Ons moet opbouw ons Christen in die wees wat lyk soos 'n ou in die landbak met 'n stok en 'n sak. You have to be bold and proud and lift up your hands. Die Here sê, tel op jou armpies, tel op jou moegtigies. 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 Tel op
is rising. Tell jou land, so hope is rising in me. Sê hom. En kyk wat sê Jesus in Mattheus 28 vers 20. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Hope is rising in me. Dis iemand anders in hierdie vertrek wat sy hoop, wat sy vertroue bietjie opkom. Is jou water bietjie besig om te styg. Hy kan alleen styg as jy minder word en Jesus meer word. Hope is rising in me. I am with you always, even unto the end of the world. Mattheus 28 vers 20. En kyk, dit is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Do you believe? Do you believe what you are saying? Hope is rising in me. Kom ons kyk wat sê Johannes 3 vers 3. 1 Johannes 3 vers 3. 1 Johannes 3 vers 3. Elkeen, allemaal, everybody, wat hierdie hoop op hom het, reinig homself, soos hy rein is. Miskien sit jy vanaand hier so, en jy voel, dis slik my in. Miskien voel jy in Johannes 3 vers 3. Miskien voel jy vanaand. Miskien voel jy vanaand te sê, this is too much. This is too much. Die jare vir my is too much. Die jare vir my die omstandighede is too much. Hy sê baie duidelik vir ons. Hy sê baie duidelik vir ons. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Soos wie rein is? Jesus rein is. Sê weer vir die mighty altar. There is forgiveness with the Lord. There is forgiveness with the Lord. Want the devil is a liar. En hy sit miskien op jou skouers vanaand en hy sê vir jou, jy is verlore. He's a liar because you have been saved by the blood. En hy sê met mekaar so die papas van jou wêreld omgaan. Because Christ is in control of your life, you give your life to Him. And every man that has this hope in Him purifies himself, even as he is pure. 1 John 3 verse 3. Is er nog iets op? Is er nog iets op vanavond? Is er nog iets op vanavond? Dan komt jullie ook vooral 3 goedies te doen. Dan moet je 3 dingen staan. Weet je wat dat zegt? First thing, wait. 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 Now while you're waiting, I want you to focus. Focus and say, Jesus, I need you, Jesus. Focus. I need you, Jesus. Wait. Focus. Yes, Lord. Thank you, Lord. Amen, Lord. Kom ons bid weer. Kom ons wag. Kom ons wag op die Here. Baie keer om ons hierdie ding reg te trek. Ek praat vir myself. Baie keer as ek 'n ongemaklike ou daar buite kan. Dis ook nie. Dit is nie gebeur nie, want dit is nie happy nie. Dank u focus. Yes, Lord. Thank you, Lord. Amen, Lord. Nou wil ek jy iets vir jouself sê. Ek wil jy iets vir jouself sê. Iets vir jouself sê. There is forgiveness with the Lord for me. Kom sê vir jouself nou. There is forgiveness with the Lord for me. Praat met jouself. Jy is nie maar om met jouself te praat nie, sê dit. There is forgiveness
vir my, vir jou. The devil is alive. En hy gaan jou toe kom en vir jou sê, jy is skuldig. Jy is skuldig. There is forgiveness with thee for me, Lord. Is jy nog so? Is jy nog so? Nou draai bietjie na jou maatjie toe langs jou weer. Nou sê julle vir mekaar. Nou sê jy die volgende vir mekaar. There is forgiveness with the Lord for you and me. There is forgiveness with the Lord for you and me. En dan geef die Here lekker. Amen. 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 Ek vra jou reguit vanaand. Let's stop playing Christianity. Let's stop doing rituals. Let's stop trusting our God. There is forgiveness with the Lord for you and me. Wie van julle glo dit vanaand? Wie van julle glo dit vanaand? Wie van julle glo dit? Hoe beleef dit? Glo dit dat daar is vergifnis vir jou en vir my, my Here. Want raai wat? Toe hy aan die kruis hang, en voor hy sy laaste asem uitgeblaas het hy gesê, dit is volbring. Dit is volbring. Dit is wat beteken. Hy het die volle prys betaal vir my en vir jou. Die volle prys vir vergifnis is betaal. Die probleem is ek en jy, want dit nie vat. En die saligheid is in niemand anders nie. Want daar is ook geen, hoe moet jy sien, en daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Handelinge 4:12. Daar is geen ander naam onder die hemel wat vir die mense gegee is, waarom ons, en luister na die woorde, moet jy nie die Bybel lees met white noise nie, lees op met feite, gered moet, die woord is, moet check my, dis moet word, daar is iets anders wat jy kan red, die next there is no other name, given unto man to be saved, of the name of Jesus. Handelinge 4:12, waardeur ons gered moet word. Amen. Dan sit ek vanavond hier so. En ek is gered. En ek is gedoop. En die lewe trek my. Hy trek my soos 'n veldskoen wat nat geword het en gekoud het. En dan trek hy my. En wat doen ek? Ek gaan gamble met my salvation. Ek gaan vat 'n kans met my redding. Deur wat te doen. Jy te gaan staan en twyfel. Vir die Christen is daar nie plek vir twyfel nie. Daar is alleen 'n plek vir trust. Waarin wie trust ons? Waarin wie trust ons? In Jesus en Jesus alleen. En die liefde vir ons God. Nou ek het net vir jou gesê, sonder dat jy dit besef, is hoop besig om jou op te sluit. Save their lives, your hope is rising. Hope is rising. Hope is rising. Hope is rising. Dan kan ek nog 'n bietjie challenge. Hope is rising, maar as iets anders wat gebeur het, vanuit jou hoop begin lig het, miskien het jou hoop net so bietjie gelig, en jy het dit so gemaak, dis alright, iets het gebeur, maar as iets anders wat gebeur het, dink gou, wag, fokus, in jou hart, en die rukkie wat ons besig is daar 'n awakening
dat iets wakker gaan word. Daar is miskien iets wat jy vergeet het. Daar is miskien iets wat jy nie onthou het. Daar is daar iets wat die Here vir jou gedoen het. There's something that God did for you, and there's an awakening in your heart. So as jou hoop opkom, word daar iets in jou wakker. There's an awakening happening through the trust and hope within you. Yes, Lord. Jy wil maar baie staan aan. Wat gee my amen, man? Ja. Luister. Soos jy hoop en hierdie halfuur gegroei het. Dis hoekom dit so belangrik is. Dit is so belangrik dat ons nie die same syn met ander Christene agterweer laat nie. Dis hoe belangrik dit is. Want die duiwel wil jou isoleer. Hy wil jou alleen in 'n kamertjie hê, dat jy kan begin self lieg vir jouself. Ons noem dit depressie. En dan gaan jy dokter toe, dan gee hy vir jou Prozac. En dan gee jy Ritalin. En dan gee jy met baarman vir jou opbranding. Dit help nie. Maybe I got to teach you about the security gaps. But that there's one thing that works, the blood of Christ. Dis hoekom dit belangrik is wat ons nie die same syn van Christene, broeders en Christers, agterweer laat nie. Besef julle die belangrikheid van 'n simpel ding soos 'n WhatsApp groep. Hoe gaan dit met jou vanoggend? Bid vir my plaas. The importance of communicating with each other as Christians. We understand how important. Maar terwyl jy ook met jou bietjie opgekom het in die halfuur en jou hart het 'n awakening gekry, is daar nog iets wat met jou gebeur het. In jou siel. There is an awakening in your soul. There is an awakening in your soul. Because there's one name given for salvation. En waar jy die naam van Jesus hoor, is daar lewe. Is daar lewe. Because God is the God of the living, not of the dead. Is dit 'n amen? He is the God of the living, not the God of the dead. So in jou met jou hoop gewys, jou siel en jou hart is aan die gang om besig te sê, weet jy wat, dit is tyd om myself bietjie te reboot. Jy leer van computers, ons reboot ons bietjie. Nee. Sê vir jou die langs nou. There is forgiveness for me and you with the Lord. There is forgiveness. There is forgiveness for me and you. Nou hierdie awakening, nee. Hierdie awakening waar ons besig is, het twee goed gedoen. Jy weet dit nog nie, jy gaan nou hoor. This awakening has done two things. Maybe you have realized there is a fear for God inside of you. Miskien het jy besef, jy is bang vir die Here. Maar dalk het jy besef, jy is lief vir die Here. En raai wat sê die Here? Hy het ons eerste lief gehad. Sê vir die langs jou, hy het my eerste lief gehad. Hy het my eerste lief gehad. En dan gee ons wel lekker einde op baie. En hy het my eerste lief gehad. Voor hy onlief gehad, het hy my lief gehad. En dis hoekom hy aan die kruis vir my gegaan. Want ons nog sondaars was, toe gaan hy aan die kruis. Voor hy nog gebore is. So in your heart is an awakening. Wat is bezig om jy op te tel? Besef ek vanavond die krag van vergifnis. Dit mooi, fokus hier. Besef ek en jy Christen vanavond die krag van vergifnis. Do we understand? Can we value the power of the forgiveness of God based on His words, His love for us? Ek dink jy ons verstaan dit nie.
Jy dink nie ons klein breintjies kan dit brein. Om hier te sinne, Kolossense 1 vers 14, in whom we have redemption, through his blood, even forgiveness of sins. Ek sal beklaar, dan gaan ons nagmaal bedien. Maar ek wil graag 'n dedication doen vanaand. Ek wil graag 'n dedication doen vanaand. En ek wil graag vanaand vir jou vra. Ek wil op jou voorhou vanaand 'n language of your heart. Ek wil graag vir jou 'n taaltjie voorhou, dis wat jy moet sê. 'n spreekwoord vir jou hart vanaand. En ek gaan dit begin voorhou vir jou. En as daai hoop in jou gereis het, en die vrees en die liefde van God is op in jou, en jou siel het gevoel, terwyl jy besig is, en jy voel om op te staan, en jy voel om die dedication te vat, as 'n language of your heart, dan gaan ek jou vra om op te staan. Want daarna gaan ek vir jou bid. Moenie geforseer voel, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Ek gaan vir jou language, ek gaan vir jou 'n dedication, ek gaan vir jou 'n ietsie voordra. En as jy voel, this is for you. Dis 'n nuwe jaar, dis nie 'n nuwe jaar. Elke dag is 'n nuwe dag om nuwe dinge te doen. Môre is 'n nuwe dag. Of ek kan nie jaar op die seker of this year, it is another day that God has made. Ons maak vir dit. God is the absence of time. We should treat every minute with thanksgiving. Amen. Right. This was the language. This was my dedication. If you want it, you can stand. When you know what's going to be, listen to this. I mean, Lord God, I love you. Die language van my hart, deel ek graag met jou. En ek vra jou as dit iets in jou gewig het vanavond, dat jy sal staan as jy daar van jou. Lord God, I love you. Lord Jesus, I love you. Lord God, I love you. Lord Jesus, I love you. Holy Spirit, I love you. The language of my heart. Father God, I need you. Father God, I need you in my life. Jesus, I need you in my life. Holy Spirit, I need you in my life. Ek sluit af die dedication. I trust in God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. As jy voel daai dedication was vir jou vir dis, is jy welkom om te staan. As jy voel is dit vir jou nie, is dit reg. Dis die language van my hart, wat ek graag met jou deel vanavond. Want as ons nou na die nagmaal gaan, dan sê hy vir ons, dit is die Nuwe Testament. Wil jy ons nie staan, maak so in die ookie langs jou. 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 Here, soos ons hierdie dedication vanaand aan U bring, om te sê, Here my God, ek is lief vir U. Jesus, ek is lief vir U. O Heilige Gees, ek is lief vir U. O Here my God, ek het U nodig. O Jesus, ek het U nodig. O Heilige Gees, ek het U nodig. En ek vertrou en ek trust in God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kom ons vanaand in ons strek laas saam.
En ons kom vra, Here Jesus, Heilige Gees, kom werk in ons vanavond. In die dae wat voor lê, die days ahead, as we work on this earth and as we move, that we will realize this is the song, this is the language of our heart. We say, God, I need you. Jesus, I need you. Holy Spirit, I need you. In the wonderful name of our Jesus, our Messiah. The ready to start. Amen. Amen. Kijk maar jou op je handje. En sê vir, there is forgiveness for us through the blood of Christ. Through the blood of Christ. As daai dag iemand is vanavond, as daai dag iemand is vanavond, and there's anybody in Christ that says, I need some bread. Ek is gebed, ek is nodig op die plek. Dat daar enige iemand is vanavond. Enige iemand is vanavond, sê, dit bring net vir my. Dit net vir my die skoene druk. Dit net vir my. Want dit is waar ek is. En ek het nooit kwaad afgelukt. Wat sal enige iemand is? Wat sal enige iemand is vanavond? Wat wil jy bid vir my? Bid vir my. Bid vir my. Bid vir my. Wat jy nog iemand is? As jy nog iemand is? There's anyone that says, pray for me. Just pray for me. Pray for me. I need you, God. Wat jy nog iemand is? Wat jy nog iemand is? Wat jy nog iemand is? There's anyone that says, I need prayer. I need prayer. Wat jy nog iemand is? Here, jy sien wat die aan die gang is. Here, jy sien die mense. Jy sien mense wat na vore kom en sê, ek het gebed nodig. Here, jy sien elkeen wat hier is vanavond. Jy ken elke hart op God. Jy weet wat is die toestand. Jy weet wat aangaan. Jy weet wat is die uitdagings. Klein en groot in die wereld. Jy weet die Here. Jy weet. Jy weet die Here. Jy ken die omstandighede waarin party van ons bevoed word. Jy hoef nie te vrees vir die onbekende. Jy hoef nie, want Jesus is in die Heer van die Heer. En die besluit wat jy geneem het, en om te aanvaar is en verlosser en salig maak, sal jy nooit in die steek laat. Al is dit miskien, het gaan met dalk soms moeilik wees om te verstaan en aanvaar. Hy is genoeg vir jou. Hy is genoeg vir jou. En lê elke ding voor hom neer, en elke ding wat in jou hart brand. Wat hy nou in die twyfel, en daar wat voor lê. In die naam van Jesus. Is daar geklaar. Die binne is jy die stem afgemaak, daar is 'n nuwe uitdaging wat op jou pad is. Daar is 'n nuwe uitdaging, maar jy is met alles in staat deur Christus. Alles in staat deur Christus.
Maar het sal uitgaan, solang jy sal onthou, dat hy alleen koning van die lewe is. So moenie wanneer dit gaan miskien op die hart raak, en die winde die weer gaan waai, is die winde weer word. Dat vrees op jou kom nie, maar hou vast. En wil dat die storm wat om die boot heers, jou boot laat sink nie, want die water is nie in die boot nie, dis buitenkant die boot. En hy is op die Here van ons boot. En Jesus is en Jesus is so, volhartig die Here, soos jy volhartig die van die Christus. Volhartig die Here. En in jou verstaan, die verstaan, hou vasthouden. Nie laat gekunsteld dinge jou van baan afdreef. Jou formatie is vast in Jesus. Jy het 'n gawe wat die Here vir jou gegee het. Gebruik daai gawe. Tot eer van sy naam. Tot eer van sy naam. In Jesus se naam. Tot eer van sy naam. Amen. Jy gaan dit al baie goed maak. Want die fondasie wat sy vir jou gegee het, sal jy onthou in Jesus naam. Jy sal nie altyd onthou. Dat jy gaan terugkom in jou hart en sê, mama, dankie vir wat jy my geleer het. In ons huis. Jesus. 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 Jou hart is groot vir mense. Jou hart gee om vir mense. Jou hart is bekommerd oor mense naby aan jou. Jou hart is van so aard dat jy daai bekommernis in jou las gemaak het. Gee dit vir die Here. Hy en my alleen kan dit verander. Moenie toelaat dat hulle en wat hulle dink en glo en doen jou op die verkeerde stormagtigheid te stuur. Discern carefully. Discern carefully. Because you know the truth. And you know the light. How you focus on the better of what you do. In Jesus' name. In Jesus' name. Jou hart is in die brand van die Here. En die dinge wat met jou gebeur die afgelope tyd het jou nog nader aan hom gedryf. Delf nog steeds dieper in, sê woord nie. Omdat niks en niemand anders een weg indrywe tussen jou brandende hart vir die Here God. Niks en niemand. God first, always.
always God first. In Jesus' name. Maar op jou dit sê, dis nie heeltemal seker waar jy gaan lewe of nie. Jy dink is. Maar die Here gaan vir jou met journey vas. Dis 'n groep jong mense in die plek. Iemand het iets gespreek oor volgom. Hulle het op 3 geleenthede vir my gesê, volgom gaan nie dieselfde wees nie. En raai wat, volgom is nog nie dieselfde nie. En die as jong mense in volgom, wat 'n basis op volgom wat gaan veroorsaak, dat volgom gaan opblyf vir anders. En jy gaan deel van daai fondasie wees. En jy gaan 'n toebeeld word van jong meisies. Jong meisies in die Bybel, wat nie die Here ken nie. Jy sal sien. In Jesus' name. Jesus. Jesus. In jou verstand is daar many trees wat donker kolle oplees. Wanneer jy aanhoudend die woord van die Here in te neem, sal hy die skoon was deur sy gees. En jou verstand sal help en jou fokus sal net een wees en sy naam is Jesus. In Jesus' name. Tweede jaar terug het ek vir ouma gebid en vir my ma gebid en vir my vrou gebid en gesê volhard en dit wat jy geloof, volhard. En gebed vanaand vir jou, Joris, bly volhard. Bly volhard, moet nie opgee nie. Moet nie opgee nie. As jy om jou kyk, sal jy sien, jy is 'n ouma. Jy is iemand in die vertrek waar mense opsien en opkyk. Bly volhard. Nie moes my nou maak om jou slim vrede te leef. Bly net daar. Bly net vast. Bly net vast in die kijk van die Here. Op sy tyd. Wag, dink en fokus. Jesus. Hier binnenkant is die hart van boksbeen. Hier binnenkant is die hart van tol. Hier binnenkant is die hart van tol. Soos 'n resieswerk wat 'n 10 kilometer reis gaat. Met alles. Met die angst wat jy het. As jy vir ons aangeet. En dan vir die verandering. Kom terug, weer dit. Dit kan. Met jy is en vergeet jy is meer. And watch and see wat gaan. Glimlach is 'n glimlach, maar baie keer is 'n glimlach na iets weg. Ek sien agter jou glimlach. Ek sien agter jou glimlach. Maar wees met niks bevrees. Ek het nie geweet. En die Here God het die man gemaak en hom Adam genoem. En toe die Here God gesê het, dis nie goed vir die man om alleen te wees, hy het Eva gemaak as sy hond. En toe hy klaar is, het hy gesien, dit is baie goed. Toe hy terugstap van sy hande. Wat is die rol wat hy vir Eva gegee het? En vandaag
se wêreld het 'n ander prentjie ingeneem. Maar in ons wêreld as Christene is ons na God te wees vir dood. En hoop beteken nie slaaf nie. In omstandighede wanneer dit donker en duister gaan, word jy baie keer die teken om God te laat maak. En die omstandighede in die groter kring ontstel maak. En wat die duiwel wil hê, is om verlies op te neem. Verwydering te veroorsaak. As verwydering hier gebeur, is daar verwydering hier en daar. Volhard jy, en volhard jy, dit wat jy al van jou gedoen het. Jy moet nie twyfel, onthou die speelkie, onthou jy nog die speelkie. Jy het net veel kyk daar en ek sien hy donker oor is nie op gebeur plek. Jy sê die Here vir my, herinner haar aan die speelkie. En die speelkie staan geskrywe, Jesus is lief vir my. Jesus is lief vir my. En sy liefde is so groot, dat niks kan oor dit stroop nie. Niks kan dit onder die voet trap nie. En wanneer ons dit vergeet, dan sien ons dit weer in die spieël. Want agter die geskryf van Jesus lief vir my, is jou beeld, perfek en wonderlik gemaak, volgens die beeld van God. Onthou die speelkie. Dankie Here vir die mense. Dat die vat hulle weer diep in donker waters. Maar die sê in Psalm 23, ek sal geen onnodig vrees nie. Dankie my God. Ons loof nie, ons prys nie, vir dit wat gaan kom. In Jesus se naam. Amen. Amen. This is a very beautiful meaning. It's begin van die nuwe jaar. Staan jy met die en 'n oogwink verander die Here alles in 'n oogwink. As ons net kan leer om hom te vertrou. As ons net kan leer om te weet ons weet, hy is die weg, die waarheid, die deur. As ons net kan onthou dat hy het oorwin aan die kruis. As hy ons standvastigheid volg, dan sal hy ook alles in vrede van ons vastig maak, wat hy wil hê ons moet hê. Hou vas aan jou beginsels, hou vas aan jou beginsels. Jy is 'n verantwoordelike mens. Kom jou verantwoordelikheid na. Kom jou verantwoordelikheid na. Vir die beste van jou verantwoordelikheid. Vir hierdie mense. Ek sien wat jy sê. Hier is my gesag. In Jesus se naam. Maar sien wat gaan gebeur. In jou oog van alles vraag. Voor hart mens. Ek wil prachtig gezien worden. In Jesus se naam. En de olifant. It's the first time you come to the front. Now you have learned what to do. You know me. I tell you things like this. Would you like it? You be a preacher that brings the word of God and the word of God alone. No other things.
dare to do that in your culture. I know what people want from you. I know. That is not important. What is important is what God wants from you. And if you're going to take up the banner, God shows me a mountain. And He shows me a mountain with a white and red banner on a flagpole. And if you are willing to take that banner and run up the hill and bring the word of God to according to the Bible and not according to what man wants to hear, you will honor that. And if you honor God, God shall honor you. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. But if you do not honor that, you will take away that banner. I have one word for you. Just one. That word is, you need to decide whether you're going to follow God all the way. Yes or no. That's what I have for you. You have said yes. If that was the decision of your heart, then do that. For a long time we haven't seen you. Because maybe it's of your youth. Because maybe it is because of the people that you mingle with. I don't know. When we're young, we struggle to understand and we struggle to accept that there's only one way and it's the way of Jesus. My prayer for you tonight is that you will have a revelation that will show you the way God wants you to go. I know the place where you live is not easy. I know the place where you spend your days are not comfortable. I know that. But God can make a difference in your life if you allow Him. You know what you have proven? That you can be a trustworthy person. You realize that? Can you? I'll tell you this. You have a mentor. If you have decided to follow Jesus, He will show you the way. Go and make your decision. Whether you want to follow Jesus all the way. Because you have shown that you actually want to. Make a decision. Amen. Je was het er niet zo lang. Wel, ik even dan eens zitten. Zo niet weer maar. Weer gaat weer maar.
Thank you.